Dit sou daarom lekker gewees het as ons net soos 'n duif of 'n arend ons vlerke kon klap en dan hoog in die lug op te vlieg wanneer ons uit sekere moeilike situasies wil wegkom, wil ontsnap. Die arend is bekend vir sy krag, vir sy visie. Hy kan baie goed en baie ver sien en sy vermoë om hoog bo die stormwinde uit te styg. In Jesaja 40 vers 31 lees ons: "Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg op met arendsvlerke, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle loop en hulle word nie afgemat nie." So wat beteken dit om soos 'n arend op te vlieg in ons geestelike lewens? In die eerste plek, die arend wag en hy gebruik die regte winde, sodat hy moeiteloos kan opvlieg en hoog kan zweef. Dit herinner vir my en vir jou, dat ons op God moet wag. Dat ons moet wag om op die Heilige Gees te vertrou vir die regte oomblik om ons deur die lewe se uitdagings te dra. Gebed en stilte tyd met die Bybel kan jou ook nader aan God bring, sodat jy sy leiding en sy krag ontvang om op die regte tyd op te styg uit jou daaglikse belemmeringe. In die tweede plek, soos die arend 'n skerp visie, 'n skerp oog het om sy prooi kilometers ver te sien, so moet ons ook 'n geestelike visie hê. Dit gebruik ons wanneer ons oë op Jesus gefokus hou en wanneer ons sy wil vir ons lewens soek. En so kan ons geestelike oë altyd fokus en gefokus laat bly, sodat ons betyds enige valstrikke byvoorbeeld van sonde en versoekings kan raak sien en dat ons dit kan vermy. Hierdie helder geestelike oë laat ons ook altyd betyds sien wanneer ons rigtingaanwysers en aanpassers in ons lewens moet kry. Hierdie helder arendsoë laat ons sien byvoorbeeld waar die lewe vir ons aangenaam en veilig sal wees, dat ons ook ons lewens daarheen kan stuur. Derdens, die arend weet hoe om te volhard. Kyk, wanneer die stormwinde opkom, dan styg die arend eenvoudig hoër in plaas van om weg te vlug. In ons lewens sal daar altyd storms en daar sal altyd moeilikhede wees. Ja, soms sal ons wens ons kon vlug of ons wens ons kon iewers gaan wegkruip, net tot die storm verby is. Of ons kan soos die arend bo dit alles uitstyg deur ons geloof en ons vertroue in God. En dan kan ons volhard in die wete dat God ons sal versterk en dat hy vir ons deur elke beproewing sal dra. Om soos 'n arend te vlieg, is om afhanklik van God alleen te leef. So fokus daarom asseblief daagliks al meer en meer daarop om nader aan God te leef, om sy wil te soek, om hom te vertrou, sodat hy jou deur elke lewensfase kan lei. Met God se hulp kan ons soos arende hoog vlieg, hoër en baie hoër as ons probleme. Mag jou lewe dan 'n weerspieëling wees van hierdie groot majesteit, hierdie krag van God, dit wat ons ook in die arend sien, terwyl jy altyd op die Here wag en sy krag ontvang om ook hoog op te styg. Nie te vlug nie, altyd hoër, nie weg te gaan kruip nie, maar die storms eenvoudig storm te loop ook, en altyd simbolies nader aan God te beweeg, in elke moeilike omstandigheid. En wanneer die storm so erg raak, dat jy nie kan opstyg nie, dan beloof Jesaja dat jy reg deur die storm sal kan hardloop, sonder om moeg te word, sonder om oor te gee dus. En wanneer die storm so sterk waai, dat jy nie eens kan hardloop nie, dan sal jy die krag van 'n arend kry, om teen die storm in te loop, sonder om afgemat te raak. Dit beloof Jesaja vir ons. Jy sal altyd die volgende tree in die lewe kan gee. So watter tree moet jy dalk vandag gee? 'n tree waarvoor jy dalk nie kans sien nie. Kom ons bid daarvoor. Here, neem asseblief nou vir elkeen wat 'n tree in 'n storm moet gee, neem hulle in die hand. Laat hulle daai tree gee asseblief, Here, al is dit ook in die onbekende in. En as hulle moet opstyg, kom maak hulle vlerke sterk om ver bo hulle probleme op te styg. In u krag kan ons dit doen. Amen. Baie dankie vir die saamluister. Mag die Here vandag in sy krag tree vir tree saam met jou loop.